Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons op 'n Saterdagoggend en ons is besig hierdie week met die ritme van God is kreatief en hy roep jou om hom te volg met jou hele lewe, ook met jou Saterdag lewe. En baie keer kan ons iets hê van 'n Sondag godsdiens en baie ander dae van die week werk ek en Saterdag is my naweke en speel ek en kuier ek en God's nie altyd te welkom in al die dae nie. Nou ons gaan 'n beginsel vandag weer na kyk van ken God in al die dae van jou lewe. Kom ons gaan lees dit in Spreuke 3 hier vanaf vers 6 af. Hy sê: "Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys." Hy sê vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hoeveel goed pak ek en jy aan sonder om God te vra? Ja, baie keer as dit kom by, Here, hoe moet ek Bybel lees? Here, wat moet ek met my geld doen? Dan vra ons na die Here. Of, Here, ek het 'n krisis met my kinders, ek het 'n krisis in huwelik. Here, ek het 'n krisis in my werk. Here, gee my u planne. Maar hoeveel van ons gaan ook met die Here of gaan na die Here toe met ons hele lewe? Here, vandag is Saterdag. Ek het stokperdjies, ek het speelietjies, ek het dinge wat ek vir myself doen. Is hierdie dinge altyd in die wil van die Here? Is dit altyd deel van sy plan vir jou lewe? En dis die beginsel om God te vra vir alles wat ek doen, om sy wysheid in alle areas te gebruik. Nie net in die krisis areas nie, maar ook in die plesier areas, ook in die lekker van die lewe. Is God deel van hoe jy gaan visvang? Is God deel van hoe jy saam met jou kinders rondloop en fietsry en speel? Is God deel ook van jou plesier en dit wat jy geniet in die lewe? En waar kan jy sy liefde dan ook op daai dae wys? Hoe kan jy ook op daai dae instrument wees van God se liefde vir hierdie wêreld? Kom ons gee ons hele dag, ons hele week, ons hele lewe vir God. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u wil kan vra vir alles wat ons doen. En daarom vra ons ook u wil vir vandag wat voorlê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek herinner jou ook, môre Sondag is dit weer die woord, ons erediens saam 8:30 en 17:30 en dan is jy ook welkom om saam met ons hierdie ritmes te begin leef. Gaan kyk gerus op www.als.org.za, klik op Lewe met Ritme en leef dit saam met ons. Goed gaan, sien jou môre. Die woord elke dag met Andries Enslaan. Nou beskikbaar by alle vooraanstaande Christelike boekwinkels. Op Good Morning Angels op Jacaranda FM ontmoet ons vandag die Williams gesin van Rustenburg. Nou dit is ma Hester, pa Brandon en die sissies Christy en Veronica. Hulle 16-jarige seun is verlede maand oorlede aan beenkanker nadat hy 'n jaar gelede gediagnoseer is. Vir hierdie gesin is die verlies baie groot natuurlik, maar 'n vriendin van die gesin, Christel de Wet, het vir ons geskryf en gevra of ons dit net so 'n bietjie makliker dalk vir hulle kan maak om te kom oor die dood van Brandon nie.
Nou vanoggend by ons in die ateljee is die Williams gesin. Baie welkom hier by ons. Vertel vir ons 'n bietjie meer van Brendan, veral die afgelope paar maande. Dit kon nie maklik gewees het nie. Ja, dit is nou bietjie meer as 'n jaar terug wat hy siek geword het en goed wat ons hom by die dokter gehad het en ja, en toe het ons uitgevind dat hy osteosarkoma het, beenkanker en goed. En toe besef dat dit klaar versprei het na sy longe toe en ander dele van sy lyf. Ja, en toe omtrent 'n maand terug? Ja, dit was redelik rof gewees en so op en af en goed en finansiëel was dit maar 'n probleem gewees want die kostes en goed was ontsaglik baie gewees en so. Ja, en daar's baie ander dinge wat nou afgeskeep word want dis jou prioriteit om jou kind so gemaklik as moontlik te hou en terwyl jy hom het. Ek is net bly ons het die laaste jaar daarom saam met hom gehad en goeters en die ergste was vir my die feit dat ons dink altyd ons het genoeg tyd in die toekoms en goeters en ek het maar gedink daar gaan ander tyd wees. Ek gaan tyd saam met my gesin en my seun kon hê en dan besef jy te laat wanneer jy nie meer kan aangaan nie. En so maar ek is bly oor die laaste jaar. Ek en hy het verskriklik na mekaar geraak en goeters en baie dinge en ek dink sy ma ook sy baie tyd by die huis saam met ons spandeer en goeters die laaste tyd en goed wat ons alles vir hom moes begin doen want hy kon nie meer loop nie, so hy was meeste van die tyd in die bed gewees en so. Ons moes basies alles vir hom doen en goed. Ek dink dit het hom ook aan die einde maar verskriklik frustreer want hy kon niks meer doen nie en dit was nie meer vir hom lekker gewees nie. Ja. Wel, as 'n gesin is julle deur 'n verskriklike moeilike tyd en julle moet nou aangaan sonder hom. En dit is hoekom Christel ook vir ons geskryf het. Nou, by Good Morning Angels probeer ons dinge so 'n bietjie makliker maak. Ons weet ons kan nie vir julle gee wat julle regtig wil hê nie en dis julle kind terug. Maar ons probeer dit so 'n bietjie makliker maak en ons is so gelukkig om baie goeie vriende te hê. Nou ons borge van Jacaranda Day wat toe nou nie kon gebeur nie is Spar. Hulle het al baie kere vir ons gehelp op Good Morning Angels en Spar het vir ons laat weet hulle wil vir julle gesin vir die volgende jaar R2500 'n maand se vouchers gee vir kruideniersware en goederes wat jy kan by die Spar koop. So dit is so in totaal R30,000 op kruideniersware wat jy dan nou nie hoef oor te bekommer vir die volgende jaar nie, want ek weet daar's ander gate wat moet toegestop word. So Spar wil dit graag vir julle doen. Yes, dis wonderlik. Ja. En dan van ons Good Morning Angels fonds af, weet ons dat jy moes redelik skuld aangaan om al die rekeninge te betaal en dinge gemaklik te maak vir julle seun Brendan. En ons wil graag van die Good Morning Angels fonds af julle R20,000 gee om dit te kan, daarom net so 'n bietjie te help daarmee. Baie dankie. Dis regtig ongelooflik. Maar dan was daar nog iets. Ja. Wat het Brendan gesê, waartoe wil hy vir julle vat? Graag, as hy nou gesond was, waar hy julle na 'n spesifieke konsert toe gevat het. Sy 2 sissies vir wie hy so lief is. Wel, hulle is Justin Bieber mal. Bieber. Regtig, is dit wat hy gesê het? Ja. Want wat ek hier het, nee. Omdat julle boetie gesê het, as hy sou kon, sou hy dit die graagste vir sy 2 sissies wou doen. Is om julle Justin Bieber toe te vat. Hier is julle kaartjies. Vir mamma, pappa en vir al 2 sissies. So ons wil graag hê julle moet as 'n gesin na daai konsert toe gaan, want dit is wat julle boetie wou gehad het julle moet doen. Want hy sê daar was nie geld vir kaartjies koop nie, alles het na hom toe gegaan en nou is dit weer julle beurt. Baie dankie vir julle almal. Dit is regtig wonderlik en vir almal wat betrokke is en bygedra het. Die laaste jaar het ons oë net oopgemaak ook vir mense gee nie meer om oor mekaar en goed nie, maar dis regtig ongelooflik hoe baie bystand en hulp ons gekry het van oral af en die mees onverwagte plekke en ek dink julle is die laastes wat nou ook bydra maak en 'n groot bydra maak. Daar's baie engele daar buite. Waardeer dit baie en ja, van almal van hulle ook wat bydra en van Spar af en almal dankie. Dis ons groot plesier. Baie dankie. SMS vat my hand na 42539 om R30 by te dra.
Besoek ook die Vat My Hand webtuiste vir meer inligting en volg ons op Facebook.